Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Daarvoor, hy's goed. Hy's goed. Het julle lekker aanbid? Is dit lekker om in die huis van die Here te wees? Sê 'n bietjie vir die persoon langs jou, dis lekker. Kom aan, smile bietjie, net laat ek tande sien. Ja, dis lekker om in die huis van die Here te wees. Nou, ek wil vanmôre begin deur 'n grappie te vertel. Nou, julle weet ek het laas verduidelik hoe dit werk, né? Ja, as ek sê ek gaan 'n grappie vertel, dan berei ek jou voor, dit beteken jy moet lag op die einde. Okay? Alright. So eendag lê hierdie pa en seun in die loopgraaf. En dis al so teen 11:00 is oorlog en dis al hier teen 11:00 die oggend. En die seun kyk so oor sy skouer hier verby sy pa en hy kyk so in die lyn af en hy kyk so hierdie kant in die lyn af en hy vra vir sy pa, hy sê pa, hoeveel van ons is daar? En sy pa sê ek dink ons is so 50. En hy kyk en hy tel so en hy lê daar en hy loer so oor die loopgraaf na die vyand. En hy kyk so en hy sê pa, hoeveel van hulle is daar? Die pa kyk hom so, hy sê, my seun, ek dink hulle is so net oor die 1000. En hy lê so en hy tel so en hy kyk sy pa so en hy sê, pa, beteken dit ons gaan vanaand laat werk? Ek lag sy entoesiasme, nee. Dankie dat julle lag. Ek love hierdie seun se entoesiasme. Ek love die feit dat hy nie negatief is nie en dat hy positief is en hy sien dit as 'n challenge, maar ons gaan vanaand laat werk. Jy weet, ons gaan hierdie ding klaarmaak en dan vat dit ons tot laat vanaand, maar ons gaan hierdie ding doen. Hoeveel van julle sien julle self as hardwerkende Suid-Afrikaners? Ek kom binne hande gaan op. Ons gaan wonder dit gaan so met die ekonomie. Ai. Nee, net 'n grap. Maar daar's 'n paar redes hoekom mense hard werk. Mense werk hard omdat hulle moet. Hulle werk hard want dit word van hulle verwag. Hulle werk hard want hulle het geen ander keuse nie. Dis hoe hulle aan die lewe bly. Maar baie keer werk mense hard omdat hulle bang is vir die toekoms. Hulle vrees die toekoms. En dan vind ons dat mense so hard werk, hulle werk hulle self amper dood, want hulle is so bang oor wat gaan môre gebeur en is daar nog 'n toekoms en is daar nog 'n uitweg en dan probeer hulle alles in hulle vermoë om dit te kan doen wat hulle kan doen om die toekoms te beïnvloed en hulle werk so hard. En ek het vanmôre 'n boodskap van Jesus af vir jou. Jesus wil nie hê dat sy kinders hulle so moet doodwerk omdat hulle vrees vir die toekoms nie. Kom church, die Here wil hê ons moet hard werk. Ja, verseker, maar hy wil hê ons moet hard werk omdat ons opgewonde is oor die toekoms. Hy wil hê ons moet hard werk omdat ons weet hy werk saam met ons. Hy wil hê ons moet hard werk omdat ons 'n vertroue het in hom en 'n opgewondenheid het en weet dat hy is met ons, man. Dit wat vandag hier staan, môre het God iets groter beplan en daarom wil ek hard werk. Ek is opgewonde oor die toekoms en daarom wil ek vandag my kant bring. Daarom werk ek hard. Daarom werk ek hard. Nie omdat ek die toekoms vrees nie. Maar wat ook al jou rede is hoekom jy wil hard werk, ek het vir jou 'n boodskap vanmôre van Jesus af en die boodskap is, vat verlof. Behalwe die kerkpersoneel, hulle weet eers Vrydag, okay. Vat verlof. Gaan rus. Nou ek weet, miskien het jy nie nou verlof nie, miskien kan jy nou verlof vat nie, maar wanneer jou kans kom om verlof te vat, vat verlof. Gebruik die geleentheid wat jou kant toe kom om te gaan rus. Moet dit nie uitskuif nie, moet dit nie afstel nie. Gaan rus. Vat verlof. Miskien is dit omdat Jesus vanmôre weet presies waartoe jy gaan, dat hy hierdie boodskap gee. Ek glo nie dat jy toevallig hier sit vanmôre nie. Ek glo jy sit hier omdat Jesus jou hiernatoe genooi het vanoggend, want hy wil iets vir jou sê. Dis soos 'n koffie afspraak. Het iemand jou al genooi vir 'n koffie, sê, hey, kom ons gaan drink 'n koffie, dan weet jy sommer nie, okay, kom iets, né? Gaan drink jy sommer net koffie nie. Miskien het Jesus jou hiernatoe genooi omdat daar iets is wat hy vir jou wil sê. Miskien weet hy
dat as jy nie afvat nie, as jy nie gaan rus nie, gaan jou gesondheid dit nie hou nie. Miskien weet hy dit. Miskien weet hy wat in jou liggaam besig is om te gebeur. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe waar jy nie ag gee op jou liggaam nie en die druk van werk en die druk van aanhou werk is besig om jou te vernietig en jy luister nie en Jesus kom vanmôre en hy sê vir jou ek wil hê jy moet verlof vat. Miskien is dit omdat Jesus presies weet wat is besig om te gebeur in jou verhoudings. Miskien is dit omdat Jesus kan sien jou huwelik gaan dit nie maak nie. As jy nie iewers stop nie, as jy nie iewers verlof vat nie, as jy nie iewers stop waarmee jy besig is nie, gaan jou huwelik dit nie maak nie. Gaan jou verhoudings dit nie maak nie. Gaan jou pa seun, jou ma dogter, ma seun, gaan jou man en vrou, gaan jou verhouding dit nie maak nie. En miskien weet Jesus dit en daarom kom hy vanmôre en hy stuur my hiernatoe om vir jou te sê, gaan rus. Stop wat jy doen. Vat tyd af. Of miskien is dit omdat hy sien wat besig is om te gebeur met jou geestelike lewe. Miskien is dit omdat hy sien wat is besig om te gebeur met jou geloof. En miskien is jy nie bewus daarvan nie, maar as ons nie tyd afvat nie, is dit so bitter moeilik vir ons om naby aan die Here te kom. As ons nie stop nie, as ons nie gaan rus nie, dan is dit so moeilik vir ons om ons geloof eerste te plaas in ons lewens. Dit is vir my so hartseer as ek met kinders van die Here praat en ek sê vir hulle, hoe gaan dit met jou geloofslewe? En hulle soos, nie soos dit moet nie, ek's bietjie besig. Jy is bietjie besig? Hoe gaan dit met jou gebedslewe? Nie soos dit moet nie, ek is bietjie besig. Ek kom nie daarby uit nie. Hoe gaan dit met jou Bybelstudie? Nie so goed nie. Want ek kom nie daarby uit nie. Ek het jou bitter lank klas in die kerk gesien. Ja, ek's jammer, maar dis omdat ek so besig is. Mag die Here ons help. Mag die Here ons help dat ons nooit so besig raak dat ons nie tyd het vir hom nie. Kom kerk. Mag die Here ons help dat ons nooit op 'n plek kom waar ons nie tyd meer het vir hom nie. Jesus wil hê ons moet weet dat daar 'n toekoms vir ons. Jy weet die gedagte dat hy wil hê ons moet rus, die gedagte dat hy wil hê ons moet rus is omdat hy weet wat in die toekoms is en hy wil hê ons moet excited raak oor die toekoms. Maar as ons so besig raak dat ons nie meer by hom uitkom nie, hoe sal ons opgewonde raak oor môre? As ek gaan kyk na Genesis 1, dan kyk ek en dan sien ek in Genesis 1 toe God die aarde geskaap het. Elke dag het hy begin met die nag. Gaan lees dit sê en dit was nag en dit was dag. Die eerste dag, het julle dit al raak gelees? En dit was nag en dit was dag, die tweede dag. Hoekom dink jy die Here het so geskape? Miskien omdat hy wil hê ons moet begin met rus. Miskien omdat hy wil hê dat ek en jy uitgerus moet wees vir die volgende dag. Kerk, ek en jy kan net effektief wees as ons uitgerus is, as ons gereed is, as ons in hom uitgerus is vir dit wat voorlê, as ons weet wat God deur ons wil doen. Maar ons sien dit anderste. Hoeveel van ons gaan slaap vanaand omdat ons moeg is vir dit wat ons vandag gedoen het? Hoeveel van ons vat verlof wanneer ons uitgeput is en ons nie meer kan nie en wanneer die mense wat saam met ons werk vir ons sê jy is nie meer produktief nie? Vat verlof. Hoeveel van ons vat dan eers verlof? En ek wonder net as ek na Genesis 1 kyk of God se plan met rus en verlof nie is dat ons eers moet rus sodat ons krag kan ontvang, sodat ons nuwe energie kan ontvang, sodat ons 'n visie kan ontvang van God af wat dit is wat hy in jou lewe wil doen en dan nou krag het vir dit wat voorlê nie. En wanneer ons dan 2026 ingaan, is my vraag, is ons gereed vir die môre? Is ons gereed vir die sukses wat God vir ons beplan het? Of gaan ons Desember net deurgaan en moeg opdaag volgende jaar sonder geen visie, sonder geen nuwe passie en droom vir dit wat die Here wil doen nie? Laat my toe om vanmôre te sê dat ons sukses in hierdie lewe hang daarvan af of ons gaan rus of nie.
Ons samestelling as mens hang daarvan af. Jou sukses hang daarvan af, jou huwelik hang daarvan af. Jou geluk hang daarvan af. Jou gesondheid hang daarvan af. Ek is seker daar's mense wat hier sit vanmôre wat nou nie gekom het vir dit nie. Ek het nou nie gekom om dit te hoor nie. Maar ek sal ongehoorsaam wees as ek dit nie vanoggend met jou deel hierdie boodskap nie. Want die Here, die God wat ek dien, het jou lief. Die God wat ek dien, het jou onsaglik lief. En vir hom is jou gesondheid belangrik, vir hom is jou verhoudings belangrik. Vir hom is jou werk belangrik. Ek wil julle graag vat na Psalm 23, toe meeste van julle ken hierdie skrifgedeelte. En is so lekker wanneer die Heilige Gees die woord bevestig. Ek kom vanoggend in die bidkamer en ons het 'n suster daar wat bid en die Here vra wat se skrif moet sy op die gebedsmuur skryf daar en ek stap in en daar's Psalm 23. En die Here bevestig net weer sy woord vanmôre. So as jy saam met my in Psalm 23 is, ek lees dit in die 53 vertaling. Dawid begin, en ek weet julle ken hierdie skrif, maar ek weet nie of jy dit al so gehoor het nie. Dawid begin hierdie Psalm en hy sê die volgende: Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Dawid sê, hy sê ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae, beteken ek sal 'n verhouding met God hê tot die dag wat ek sterf. My verhouding met God sal so mooi wees en ek sal so goeie verhouding hê met die Here. Ek sal naby aan hom wees en ek sal tyd hê vir die Here. Ek sal tyd hê vir sy huis. Ek sal tyd hê om met hom te spandeer. Ek sal tyd hê vir gebed. Ek sal tyd hê vir woord lees, vir Bybelstudie. Ek sal tyd hê vir die dinge van die Here, want hy is my herder. Omdat hy my lei, sal daar goedheid en guns in my lewe wees. Kom church. Omdat hy my lei, sal ek sukses hê in my lewe. Omdat hy my lei, sal ek beskerm wees. Omdat hy my lei, sal hy die vyand van my weerhou. Omdat hy my lei, sal hy my veilig hou en hy sal my deurdra en daar sal soveel wonderlike goed in my lewe gebeur. Maar waar begin dit? Het julle dit raak gelees? Waar begin dit? Sit weer vir ons vers 2 op asseblief. En hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Waar begin dit? Dit begin by die rus wat die Here ons wil gee. Dit begin by die rus in hom. Dit begin by tyd wat ons kan afstaan van ons daaglikse werk, van dit wat ons onsself so oor moeg hardloop mee en God tyd gee. En in daai rus wat hy ons gee, daaruit kom die sukses. Kom church, daaruit word dit gebore, daaruit bevind ons dit. Romeine 12 vers 2 sê, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind so that you can see and experience the acceptable and perfect will of God for your life. Do not be conformed to this world. Wat is die standaard van hierdie wêreld? Behalwe dat hierdie wêreld besig is om boser en boser te word, maar hierdie wêreld is 'n gejaag. Die standaard van die wêreld is 'n ratreis. Jy moet deel vorm van die ratreis. Daar moet gehardloop word. Jy moet harder werk. Kom nou, daar's nie tyd vir rus nie. Daar's nie tyd vir God nie. Daar's nie tyd vir godsdiens nie. Daar's nie tyd vir verhoudings nie. Daar's nie tyd nie. Jy moet hardloop. Dit is what this world is about. En Paulus sê in Romeine, dan sê, do not be conformed to that, but be renewed. Sodat jy die perfekte wil van God vir jou lewe kan sien. Dink jy nie die perfekte wil van God vir ons lewens is juis dat ons suksesvol sal wees? Maar dit word gebore uit rus uit. Daar's 'n gesegde wat sê dat slegs in die Woordeboek kom sukses voor werk. Jy kry dit nêrens anders nie.
Slegs in die Woordeboek. Laat my toe om vanmôre vir jou te sê dat ek dink in die Woordeboek en in hierdie boek kom sukses voorwerk. Voordat ek en jy iets verrig, voordat ek en jy ons hand op enige pik of enige komputer sit, moet jy eers by die Here uitgekom het, die een wat ons regtig die rus gee, wat ons behou, die een wat ons die ware vrede gee en vreugde gee. As jy nie in hom rus nie, sal jy nooit sukses hê nie. Kom aan, en hierdie woord leer my dat sukses begin by die rus wat ons het in die Here. Dit begin by hom. Ons het al hierdie gesegdes wat ons het, al hierdie dinge wat ons sê, soos ek sal liewers myself doodwerk voordat ek as 'n luiaard geken word. Of my favorite, ek sal rus die dag as ek dood is. Wie van julle het hom al gebruik? Of 'n klein bietjie werk het nog nooit iemand doodgemaak nie. Ek wil vanoggend 'n statistiek met jou deel, omdat ek jou liefhet. Omdat ek jou liefhet en die Here hierdie op my hart gestuur het ek die week daarna gaan soek en ek het gaan oplees. In 2019 het hulle 'n studie gedoen. En in 2019 is daar 2.9 miljoen mense dood geregistreer as work-related deaths. 2.9 miljoen mense, waarvan slegs 12% as gevolg van 'n ongeluk by die werk is. So dit los ons met so amper 2.5 miljoen mense wat dood is in 2019 as gevolg van siektes wat ontstaan as gevolg van werksdruk, mental siektes, gesondheid, hartaanvalle, depression, al daai goed wat kom as gevolg van die feit dat mense nie rus nie. En hulle het 'n studie gaan doen om te vind en te sê, okay, maar hoe kan hulle dit stop? Hoe kan hulle hierdie hoeveelheid mense wat sterf stop? En die enigste keur is sufficient rest. Die enigste ding waarmee hulle kon opkom wat dit kan stop is sufficient rest, voldoende rus. Voldoende rus. Dis hoekom ons wette het. En ek glo met alles in my dat God is in ons wette in hierdie land ook. Dis hoekom ons 'n labour law het. Dis hoekom, en ek weet as jy 'n eienaar is van 'n besigheid, dan wil ons dit nie altyd hoor nie, want ons voel die wette beskerm die persoon en nie die eienaar nie. Maar ons is almal so skuldig daarvan as dit kom by rus, dat ons rus nie sien as prioriteit nie. Dis nie die belangrikste ding nie, dit moet aan die kant geplaas word. Ons sal verkies dat mense hulle verlof verkoop en nog ure werk, is dit nie, as eienaars. Ons sal verkies, en as ons self eienaar is van 'n besigheid, dan sal ons meer en meer ure insit, want ons dink dit gaan die sukses behaal. My ervaring is, wanneer ons gehoorsaam is aan hierdie woord van God, dan sal daar sukses wees. En daarom is daar wette in plek om my en jou te beskerm. Nou ek weet julle almal het nie verlof wat nou voorkom nie, okay? En ek weet jy kan dalk nie verlof kom. En verlof is ook nie nodig om hierdie duur vakansie te wees nie. Dis net gaan rus. Gaan rus, gaan sit by die huis as jy moet, man. Gaan spandeer tyd met jou familie, gaan spandeer tyd met die Here. Vat net bietjie af. Dis nie net die wette vandag nie. Moses het wette vasgemaak van die rus. Maar dit is ook nie net by Moses nie. God het reeds in Genesis vind ons dat God het die aarde in hoeveel dae gemaak? 6 dae. En op die 7de dag het God wat gedoen? Hoekom het God gerus op die 7de dag? Was God moeg? Was God moeg op die 7de dag? Nee, die Here was nie moeg nie. Die Here word nooit moeg nie. Ons gaan dit nou lees in Jesaja 40. Die Here word nooit moeg nie. Hy het op daai dag gaan rus, want dit was vir hom belangrik om daai dag in te stel as 'n rusdag. Ons gaan nou 'n bietjie gesels oor daai konsep. Maar ek wil jou vat na Jeremia 29 vers 11 toe. Hulle gaan dit nie opsit nie. Jeremia 29 vers 11, dan sê die Here, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou het. En my gedagtes is gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Amen. Miskien is dit omdat God reeds in die toekoms inkyk. Miskien is dit omdat die Here reeds weet wat jou toekoms, hoe jou toekoms lyk.
En jy sit hier vanoggend en iemand moet hierdie hoor. Jou toekoms lyk nie goed as jy nie na hierdie boodskap luister vanoggend nie. Of dit dan nou jou gesondheid is, en of dit dan nou jou verhoudings is, of wat dit ook al is, of jou geloof is, jy moet iewers stop. Dis hoekom Jesus in Matteus 11 sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is, en ek sal jou wat gee? Ek sal jou rus gee. Want dit is vir hom belangrik dat ek en jy uitgerus moet wees, wanneer die dag van môre opdaag. Wanneer God sy plan in jou lewe wil vervul, wanneer hy daai deur oopmaak wat jy so hard voorbid, dan wil hy hê jy moet uitgerus wees. Hy wil hê jy moet gereed wees. Hy wil nie jy moet moeg en uitgeput wees nie. Gaan vir my na Psalm 127 toe. Psalm 127 sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die huis, die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. As die Here nie in dit is wat ek en jy doen nie, is dit te vergeefs. Kom nou. As die Here nie saam met jou in dit is nie, is dit verniet. Dis te vergeefs. Jy wat so hard probeer jou baas impress, jy wat so hard probeer en jy vat nooit af nie, jy vat nooit verlof nie, jy werk lang ure, jy vat werk huis toe en jou huwelik, jou verhoudings is besig om skade te ly en jou gesondheid is besig om skade te ly en jy hoop so dit gaan vir jou 'n hoopvolle toekoms gee, dit gaan nie. As die Here nie in dit is nie, dan doen jy dit verniet. En die Here is in dit wanneer ons sy beginsels toepas. Kom church. Die Here is in dit wanneer ons begin doen wat die woord van God van ons vra om te doen. Vers 2 sê die volgende: te vergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy aan sy beminde in sy slaap. Net so gee die Here aan sy beminde in sy slaap. Wie sy beminde? Jesus sê, as julle my lief het, dan sal julle doen wat ek van julle vra. Kom church. Jesus sê, as jy my gehoorsaam is, dan is jy my vriend. Wie sy beminde? Die wat sy beginsels toepas. Die wat die beginsels van hierdie woord deel maak van hulle lewens. En kerk, ek is een van, as ek vanmôre hier moes staan en ek sê vir jou dat ek glo nie aan harde werk nie, dan sal my vrou sê ek is 'n hipokrit. Okay? En ek is trots om dit te sê. Ek love harde werk. Ek love Genesis 3 wat sê dis deur die sweet van ons aangesig dat ons brood verdien. Ek love dit om so hard te werk dat die sweet van my kop afloop, dan voel dit of ek iets gedoen het. Wie van julle voel ook so? Dis nie vir my 'n straf nie. Ek love dit om hard te werk. As ek 'n gap het, dan doen ek iets nie. Dan pak ek 'n nuwe projek aan of ek doen nog 'n ding, want ek love dit. Ek glo in die woord in 2 Tessalonisense waar Paulus sê dat as 'n man nie eet nie, moet hy nie as hy nie werk nie, moet hy nie eet nie. Ek glo daai skrifgedeelte. Ek glo in Spreuke 6 wat sê luiaard gaan na die muur en leer sy weë en word wys. Ek glo daai skrifgedeeltes en ek pas dit toe in my lewe. Ek love daai skrifgedeeltes. Maar as ek dit 'n wet maak, die enigste beginsel maak waarvan ek leef, dan word dit 'n wet. En weet jy wat gebeur dan met jou? Jy plaas jouself weer in die vloek van die ou dispensasie. Christus het gekom om ons vry te maak, church. Hy het gekom om ons vry te maak en daar's geen vryheid daarin as ons net werk en alles rondom ons val uitmekaar uit. Ons geloof val uitmekaar uit. Daar's geen verhouding meer met God oor nie, want ons is hierdie harde, werkende mense. Wat baat dit ons? Wat baat dit ons sou dit wees wat ons wil doen? Elke beginsel in hierdie woord van God is ewe belangrik. Elke beginsel. Sê vir die persoon langs jou, elke beginsel. Elke beginsel. Is dit om hard te werk 'n goddelike beginsel? Ja, verseker. Is dit om te rus 'n goddelike beginsel? Ja, verseker. Ons moeilikheid is so dikwels is daar nie 'n balans nie. So dikwels is daar nie 'n balans in ons lewe nie. Wanneer dit kom by werk en by rus. Ons lewens val uitmekaar uit want ons het nie hierdie beginsels in plek nie. Of ons vind dat iemand so baie rus dat hy nooit by die werk uitkom nie.
En dit gebeur, ongelukkig gebeur dit. En dan gaan hy die vrugte van sy dade pluk. Dis so. Ek verstaan ook dat daar seisoene is. Ek verstaan dat daar seisoene is wat ons by 'n ding moet uitkom en dit gedoen moet kom. Maar kom ek sê vir jou vanmôre, as die Here nie in daai seisoen is nie, dan mors jy in elk geval jou tyd. God moet in dit wees. Nou ek wil vanmôre 3 goed met jou deel. Ek gaan 3 gedagtes met jou deel vanmôre wat ek net vinnig met jou wil deel wat so in my lewe belangrik is en wat ek glo bonatuurlike goed is wat gebeur wanneer ons rus. Bonatuurlike goed. Hoekom sê ek bonatuurlike goed? Want dis goed wat ek en jy nie noodwendig sien nie. Maar daar's iets in die gees wat gebeur. Okay? Dis soos nagmaal. Wanneer ons vanmôre nagmaal gaan gebruik, dan sien jy nie noodwendig die geestelike impak wat dit in jou lewe het nie, maar ek wil jou vanmôre verseker, elke keer wat jy nagmaal gebruik, is daar iets wat in jou geesmens gebeur. Daar's iets wat binne in jou gebeur, wat verander, iets wat in jou geesteslewend gebeur. En net so is daar 3 goed wat ek glo, en daar seker meer, maar wat gebeur wanneer ons rus. Die eerste ding wat ek met jou wil deel wat gebeur wanneer ons rus, is daar is geestelike autoriteit wat plaasvind in jou lewe. Spiritual authority. Toe God ons as mens gemaak het, het ons gemaak in wie se beeld? Sy beeld, om wat te doen? Om te heers, om autoriteit te hê, om in beheer te wees. Dis wat hy ons geskaap het. Hy het ons geskaap en toe Jesus kom, toe bring Jesus die gospel of the kingdom of God. Dis wat die woord sê, hy het die goeie boodskap van die koninkryk van God gebring. Die woord koninkryk beteken basileia, wat beteken heerskappy. So Jesus het gekom en hy het die boodskap gebring wat terug aan ons die heerskappy wil gee. En daar's iets bonatuurlik wat gebeur in jou heerskappy, in jou geestelike heerskappy, wanneer jy rus, wanneer jy afvat, wanneer jy sê dis genoeg, nou sit ek by die huis, nou stop die werk. Wanneer jy sê dit is verby, nou gaan ek vir 'n week op verlof, nou is dit klaar, of hierdie week, hierdie dag of wat ook al, daar's iets wat in jou geestesautoriteit gebeur. Ek het nou vir julle verwys na God in Genesis, wat die aarde in 6 dae gemaak het. Op die 7de dag het die Here gerus, en my vraag is, hoekom? Het hy gerus omdat hy moeg was? Nee. Hy het gerus omdat hy God is. Hy het gerus omdat hy die autoriteit het oor alles wat hy geskaap het. Hy het gerus om 'n statement te maak en te sê, ek is in beheer van dit wat ek gemaak het. Ek is in beheer van my werk. My werk is nie in beheer van my nie. Ek is in beheer van dit wat ek besig is om te skep. Dit wat ek skep beheer my nie. Ek is God en daarom vat ek 'n dag af. Daarom stop ek waarmee ek besig is. En net so gebeur daar iets in ons geesteslewens, wanneer ek en jy kan sê, dis nou genoeg, nou rus ek. Iets in jou gees gebeur, wat sê, ek is in beheer. My werk is nie in beheer nie. My besigheid is nie in beheer nie. My hobbies is nie in beheer nie. Wat ook al dit is wat al jou tyd steel, dit is nie in beheer nie, ek is in beheer. Amen. As 'n geestelike autoriteit wat geskep word. Die tweede ding wat gebeur, wanneer ons afvat, ons geloof word bonatuurlik gestig. Jou geloof word gebou, bonatuurlik. Die skrif praat van 'n gift of faith. En ek glo wanneer ons stop en wanneer ons rus, dan is daar 'n bonatuurlike geloof wat gestig word in jou hart. Daar's geloof. Om te kan stop en te sê, tot hier toe, ek gaan nou rus, plaas jy jou geloof in wie? Kom church, in wie plaas jy jou geloof die oomblik wat jy sê, ek stop, ek hou op werk? In God. Ons stop nie, omdat ons nie ons geloof ten volle in God kan plaas nie. Kom nou. Ons geloof stop, die oomblik wat ek en jy afvat, wanneer ons stop, dan sê ons, Here, ek vertrou U genoeg, ek glo genoeg om te glo dat wanneer ek nou afvat, dat U verder in beheer is. Die eerste ding sê ons vir die natuur, vir die wêreld, ons is in beheer wanneer ons rus. Die tweede ding wat gebeur is, ons sê vir onsself, ons is nie in beheer nie, maar God is in beheer. Dis die tweede ding wat gebeur. In Eksodus 16, dan vind ons hierdie storie van die Israeliete wat in die woestyn is.
En dan laat die Here manna uit die hemel uit neerreën. Het julle die storie, ken julle die storie? Onthou die storie? En die Here voorsien hierdie manna aan hulle en dan sê die Here vir hulle die volgende, hy sê maak elke dag net genoeg bymekaar vir vandag. En vertrou my genoeg dat ek môre weer sal voorsien. Maar net soos ons mense is, maak hulle vir hulle meer bymekaar as net genoeg vir die dag. En die volgende oggend toe hulle opstaan, toe is dit vrot. Dit het wurms in. En ek dink vir myself, die woord sê dit nie, maar ek dink dit was die tweede dag weer so. En ek dink die derde dag weer so. En ek dink dit het hulle 'n paar dae gevat om die prinsipel te verstaan. Die beginsel te verstaan dat ons moet doen wat ons kan doen. En God genoeg vertrou dat hy sal voorsien môre. Ek dink dit het hulle 'n tyd gevat. En dan sê die Here vir hulle 'n interessante ding op die 6de dag. Hy sê nou wil ek hê julle moet vandag dubbel soveel optel. Ek wil hê jy moet dubbel soveel optel dat dit jou sal genoeg hou vir die 7de dag ook. Kom church, hier's 'n beginsel wat ons moet leer. Met hulle oë het hulle gesien dat as hulle dubbel soveel optel, dan word dit vrot uit hulle eie vermoë uit. Kom kerk. Hulle het gesien dat hulle hande werk beteken absoluut niks. Sou hulle dubbel soveel werk die eerste 6 dae, dit sal niks beteken nie, dit sal vrot word. Maar toe God sê, nou wil ek hê jy moet rus, toe doen die Here wat? Bonatuurlike dinge. En die Here voorsien bonatuurlik aan hulle, en die 7de dag was daar genoeg en daai goed het nie vrot geword nie. Iemand moet my hoor vanmôre, die Here sal daai besigheid dra wanneer jy hom die tyd gee wat jy veronderstel is om hom te gee. Die Here sal voorsien en hy sal sorg dat jou harde werk nie vrot word nie wanneer jy gaan rus en tyd met jou familie spandeer. Die Here sal vir jou deurkom op die 7de dag. Kom nou iemand, halleluja. Hy sal voorsien. Maar hy wil ons leer. Hy wil ons leer. Hy wil ons leer om autoriteit te neem en nie die wêreld oor ons te laat heers nie. Die tweede ding is hy wil ons leer dat hy nog steeds God is en nog steeds in beheer is. En ons moet dit oorgee aan hom. Die derde en die laaste ding wat ek met jou wil deel vanmôre, wat gebeur wanneer ek en jy rus. Dit bring balans. Bonatuurlik. Meeste van ons se lewens val uit mekaar uit omdat daar nie balans is nie. Ons word siek omdat daar nie balans in ons lewens is nie. Van ons struikel geestelik omdat daar nie balans in ons lewens is nie. Sukkel om my sonde te oorkom, my verslawing te oorkom, want daar's nie balans in jou lewe nie. Sukkel om deurbraak te hê, want daar's nie balans nie. En ek glo wanneer ons rus, dan bring dit bonatuurlike balans. Daar moet balans wees tussen werk en speel. Kom nou? Daar moet balans wees tussen werk en speel. Daar moet balans wees tussen speel en rus ook. Daar moet balans wees tussen werk en speel en rus. En daar moet balans wees tussen al hierdie goed, daar moet balans wees. Maar net so church, moet daar balans wees tussen ons vleeslike lewe, wat ons rustyd, ons werktyd, ons speeltyd, ons verhoudings, wat al hierdie goed aangaan en ons geestelike lewe. Daar moet 'n balans wees. Die Here weet jy moet werk. Hy weet jy moet by al hierdie goed uitkom en daarom wil hy ons terugroep na hom toe, dat hy hierdie geestelike, hierdie goddelike, hierdie bonatuurlike balans in ons lewe kan bring, wat ons sal behou, wat ons sal sterk hou, wat ons sal deurdra. So belangrik vir my en jou om balans te hê. En my ervaring is daai balans kom nie totdat ons nie terugstaan en gaan rus nie. My ervaring is wanneer ek stop en ek gaan rus en ek gee die Here die nodige tyd tydens daai rus, dan kry ek perspektief van wat in my lewe besig is om te gebeur. Maar totdat ek nie gaan rus nie, is daar nie perspektief nie. Daar's nie perspektief nie. Ons is in die oomblik en daar's 'n klomp goed wat gebeur en ek wil graag hierdie laaste storie met julle deel. In Eksodus 3 sien Moses die brandende bos en die Here roep hom na hom toe. En hy kom na hierdie brandende bos toe en die Here begin met hom praat. En die eerste ding wat God hom vra is, wat is in jou hand? Vra vir die persoon langs jou, wat is in jou hand?
Wat's in jou hand? En Moses staan met sy staf. Sê vir die persoon langs jou, my staf. Ja, nie my staaf nie, my staf. All my stuff is in my hands. I'm trying to control my stuff, you know. En die Moses sê vir die Here, my staf is in my hand. En ek kan sien hoe Moses met daai lang staf staan en hy traai om balanseer en hy traai hierdie ding balanseer, want dis wat ons traai doen met die staf in ons hand. Ons traai dit balanseer en hou hierdie ding so vas en die Here sê vir hom, nou moet ons net gaan onthou dat daai staf verteenwoordig 'n klomp goed vir Moses. En dit simboliseer vanoggend 'n klomp goed vir ons. Met daai staf het Moses homself verdedig. Met daai staf het Moses homself verdedig teen die gevaar wat sy kant toe kom, né? So dit was die ding wat hom veilig gehou het. Met daai staf het Moses baie keer vir homself gesorg. Hy kon 'n hasie doodslaan of 'n voeltjie doodslaan en hy kon kos hê om te eet. Met daai staf kon Moses teen die berge opklim, want hy kon homself ophelp. So dis die ding wat hom in die lewe gehelp het, wat hom sustain het. Maar daai staf is ook sy status. Want ons vind dat verskillende stawe het anders te gelyk. Die koning sou 'n staf gehad het wat uit goud gemaak is. En as hy daai staf so vas het, dan wys dit sy status, wie hy is in die samelewing. Waar iemand anders sou weer 'n staf gehad het met die voor, en dit sou sy status aangedui het. Daai staf verteenwoordig soveel goed in sy lewe. Wie van julle het kennetjie gespeel met die 2 stokkies? Onthou julle die game? Ja, steek jou hande hoog op dat ons sien wie is voor die 80s gebore. Kennetjie gespeel, ons het 2 stokkies gehad, hou jy die stokkie vas en nog 'n stokkie, dan moet jy hom around the world, jy moet hom in die lug opslaan, rondom hom en dan moet jy hom wegslaan, né? Dis sulke games gespeel. Maar met daai staf het hulle ook hobbies gedoen, hulle het speel, hulle het van gehad. So toe Moses vir die Here sê, my staf is in my hand, toe sê hy, al hierdie goed is in my hand. En ek wil jou weer vanmôre vra, wat is dit wat jy in jou hand vashou vanmôre? Wat is dit wat veroorsaak dat daar nie balans is in jou lewe nie? Wat is dit wat veroorsaak dat jy nie by die een uitkom wat die hemel en die aarde geskaap het nie? Wat is dit wat in jou hand is wat veroorsaak dat jou verhoudings uitmekaar uitval? Wat is dit wat veroorsaak dat jou gesondheid stadig en stadig net besig is om agteruit te gaan? Wat is dit wat jy besig is om vas te hou vanmôre? Ek het groot geword met hierdie verskriklike passie vir rugby. Ek het rugby lief gehad met alles in my. Ek onthou nog op ons troudag, die week van ons troue. Toe sê ek vir my vrou, hoorie, ons gaan ons troutyd, die tyd wat ons Sondag, Saterdag trou, gaan ons dit uur moet vroeër skuif. En sy soos, dis 'n week voor die trou, ons gaan dit nie doen nie, en ek soos, nee, jy verstaan nie. Want ek het uitgewerk, as ons daai tyd trou, dan gaan ek nie betyd slaaf wees met die foto's nie, dan gaan ek nie die bokke kan kyk nie. Ja, ook as hy my getrou het, weet net Jesus. Maar dis wat ek gedoen het, ek was so lief vir rugby, dit was my alles, en ek onthou nog, toe ek tot bekering kom, hier op 26 het ons uitreike gedoen, ons het crusades gedoen, en dan reël ons hierdie crusades vir ons uitgaan, en die Heilige Gees werk, en is amazing, maar dan sal ek dit altyd beplan, wanneer daar nie 'n Springbok game is nie, of nie 'n Blue Ball game is nie. En so is daar 'n event en ons reël hierdie crusade en ons gaan en toe gebeur dit dat die bokke wel daai Saterdag speel, maar eers laat die middag man. En ons is besig en ons deel Bybels uit en die Heilige Gees begin werk. En die Heilige Gees besit nie 'n horlosie nie vir die wat nie weet nie. So die van julle wat nou al na jou horlosie gekyk het. Die Heilige Gees besit nie 'n horlosie nie en die tyd kom nader en ek sien die tyd kom nader en ek besef ek gaan hierdie bokke game mis en ek ooreed die mense wat saam my is om op te hou doen wat ons doen om hierdie bokke game te gaan kyk. En ons gaan kyk die bokke game. En die bokke het verloor. Maar daai aand maak die Here my wakker in 'n visioen. En hy begin met my praat oor hierdie skrifgedeelte van Moses en wat is in jou hand. En Jesus vra vir my, Dani, wat is in jou hand? En toe ek my hand so hou, toe sien ek hoe's rugby in my hand. Nou vir jou kan dit iets anders wees vanoggend. Miskien is dit vir jou werk. Miskien is dit vir jou vriende. Miskien is dit vir jou, ek weet nie, miskien is dit vir jou iets anders. En ek sien hierdie dinge in my hand en ek sê vir die Here, maar dis mos nie 'n sonde nie. En die Here sê vir my die volgende wat hy vir Moses gesê het en hy sê gooi dit op die grond. Net vir 'n oomblik, vat verlof.
Net vir 'n oomblik stop waarmee jy besig is, sit dit neer en loop daarvan af weg. En Moses doen dit en die stok in sy hand, die staf in sy hand word wat? Word 'n slang. 'n Ding wat die potensiaal het om jou dood te maak, 'n ding wat die potensiaal het om jou lewe te verwoes, 'n ding wat die potensiaal het om jou huwelik te verwoes, 'n ding wat die potensiaal het om alles uitmekaar uit te ruk. Dit is so 'n gevaarlike ding wanneer ek en jy hierdie goed in ons lewe so vashou en ons sit dit nie neer en ons loop net vir 'n rukkie weg nie. En vir die eerste keer besef ek wat daai passie van my besig is om te doen in my lewe. En hoe dit besig is om my verhouding met my vrou skade te maak. Hoe dit besig is om my gesondheid skade te maak. Hoe dit besig is om my van God af weg te lei. Want kom aan, as daai ref nie reg blaas nie. En ek besef dit. En ek kon dit neersit. En vir 'n jaar lank vat ek verlof van rugby af. Completely. Kyk dit nie, support dit nie, niks. En ek sê vir jou, rugby is nie die probleem nie. Vir jou is dit dalk iets anders vanmôre. Vir 'n jaar lank sit ek dit neer. En ek los dit. En die Here maak my vry van dit. Ek's vandag nog lief vir rugby en ek kyk rugby, maar dit sal nooit weer 'n God in my lewe word nie. En ek wil jou vra vanmôre, wat is dit wat die Here jou vra om van verlof te vat? Wat is dit wat Jesus jou vra vanmôre om van verlof te vat? Miskien in hierdie jaar 26. Sê sit dit neer. Of sê vat net 'n bietjie 'n breek en vertrou my. Gee my 'n kans om te doen wat ek doen wanneer jy slaap, want ek gee aan my beminde meer as wat hy kan regkry met sy harde werk. Wat is dit? En die Here sê vir Moses, vat dit aan die stert. En hy vat die slang in die stert en dit word weer 'n staf in sy hand. Waarvan praat dit? Dit praat van autoriteit. Church, dit praat van autoriteit. Moses kon die staf vashou toe God vir hom sê, okay, nou vat jy dit. Jy kan weer beheer hê in jou lewe. Daar kan 'n balans in jou lewe kom as jy vanoggend luister na hierdie boodskap. Vat af, gaan rus, vat verlof, stop wanneer dit tyd is om te stop en spandeer tyd met die goed waaroor jy moet tyd spandeer, met jou familie, met God. Gee hom die nodige tyd. Gaan rus, jou gees het dit nodig, jou siel het dit nodig, jy as mens het dit nodig. En die tweede ding wat die Here vir Moses sê is, nou vat jy daai selfe staf. Sê vir die persoon langs jou, nou vat jy daai staf. En jy gaan doen wonderwerke hiermee. Kom nou, halleluja. Kom church, nou is die Here in beheer. Nou is hy in dit. En dis dieselfde staf waarmee Moses die Rooi See laat oopgaan het. Dis dieselfde staf waarmee hy wonderwerke gaan doen het om die Egiptenare te gaan verslaan en Israel vry te maak. Die Here wil jou die vermoë gee om met hom terug autoriteit in te neem en balans in jou lewe te hê, sodat die mense rondom jou kan vrykom. Dat daar weer oorwinning kan wees in jou lewe. Hy gee jou vanmôre hierdie keuse. Sluit af met hierdie skrifgedeelte in Jesaja 40 en dan gaan ons nagmaal bedien. In Jesaja 40 en hoor hoe mooi sê Jesaja hierdie woorde. Jesaja 40 vanaf 28. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n Ewige God is die Here skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg nie. So dis 'n beginsel wat hy ingebring het omdat daar 'n rede is daarmee. Daar kom vir ons 'n voorbeeld te wees. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie, wat beteken hy weet beter as jy. Hy weet beter as jy. Nou maar my werk sal dit nie maak as ek afvat. Hy weet beter as jy. Hy weet beter. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte van die sterkte van die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg. Al die jonges, steek op julle hande. Okay, almal wat nie hulle hande opgesteek het nie, julle. Okay, die jonges word moeg en mat. En die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag. Die wat doen? Die wat verlof vat. Die wat afvat. Die wat gaan rus. Die wat sy teenwoordigheid gaan soek. Kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?